Nou ja, in 'n kontrak is daar nie verhouding nie. Dis prestasie en voorwaarde gerig. Nou in 'n verbond is dit heeltemal anders. En ons gaan nou 'n bietjie kyk wat sê God se woord. Kom ons kyk. Ons het nou gesê God se oë is op die wat se harte gerig is om hulle te ondersteun. En ons gaan nou 'n bietjie kyk waar kom die verbond? Ons het 2 testamente. Ons het die Ou Testament of die Ou Verbond en die Nuwe Verbond. Die Ou Verbond was nie heeltemal reg nie. Het nie heeltemal nie, want dit was ook kontraktueel gewees. Waar die Nuwe Verbond, kom ons kyk wat praat ons van die Nuwe Verbond. Maar kom ons kyk in die Ou en die Nuwe Verbond wat God vir ons wil doen in 'n verbondsooreenkoms. Kom ons kyk 'n bietjie daarna. Jy sien daar in Jeremia 31 vanaf vers 31 af. Sê God se woord. Kom ons lees hierdie en ons gaan dit nou 'n bietjie persoonlik maak en ons gaan sê ons gaan hierdie lees, maar ons gaan nie lees Israel nie, ons gaan lees Petrus en Adel. Okay. Dit is belangrik dat jy jou Bybel gaan kry, soos jy kan weet en saam lees oor wat sê God se woord vir jou. En sit jou naam daar en jou vrou se naam. Kyk daar kom daar spreek die Here dat ek met die huis van Adel en die huis van Petrus 'n nuwe verbond sal sluit. Nie soos die verbond wat ek met die vaders gesluit het op die dag, toe ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egipte land uit te lei nie. My verbond wat ek gebreek het, alhoewel ek gebede vir hulle was, spreek die Here. Maar dit is die verbond wat ek na die dag met die huis van Adel en Petrus sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in julle binneste en skryf dit op julle hart. En ek sal vir julle 'n God wees en julle sal vir my 'n volk wees. En julle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer lewe sê, ken die Here, want hulle sal my almal ken, klein en groot onder hulle, spreek die Here. Want ek sal julle ongeregtigheid vergewe en aan julle sonde nie meer dink nie. Jy sien God sê hy sal ons sonde, hy maak 'n nuwe verbond met ons. Hy sluit iets nuuts met ons. En hy sal nie meer handel soos wat hy met die ou mense gehandel het. Hy sal in ons harte 'n nuwe wet skryf. Hy sê sy oë deursoek die aarde na die wat se harte onverdeeld op hom gerig is. En hy sê hy sal nie meer na hulle wandel volgens hulle sonde nie. Hy sal 'n nuwe verbond met hulle maak. En ons gaan nou kom by presies wat die nuwe verbond is. Kom ons kyk bietjie daarna Jeremia 32 vanaf vers 40 wat sê Jesus nog aangaande hierdie verbond. Kyk van vers 38. En julle sal vir my 'n volk wees en ek sal vir julle 'n God wees. Amen. En ek sal julle een hart en een weg gee om my altyd te vrees. Julle ten goeie en julle kinders na julle. En ek sal 'n ewige verbond met julle sluit dat ek my van julle nie sal afwend om aan julle goed te doen. En ek sal my vrees in julle hart gee, sodat julle van my nie afwyk nie. En ek sal my oor julle verheug om aan julle goed te doen. En ek sal julle duursaam in die land plant met my hele hart en met my hele siel. Sjoe, wat 'n verbond. Ja, ek dink dit is belangrik dat ons dit verstaan, wanneer ons toetree tot die huwelik, wanneer ons op bekering kom, dan tree ons toe tot hierdie verbond. Maar ook wanneer ons toetree tot ons huwelik, is dieselfde hart wat God het vir ons, dat ons ook dieselfde hart sal hê teenoor ons maat. Ja. Met ander woorde, dat ons nie aan ons maat se sonde sal dink nie. Dat ons nie sal ophou om hulle goed te doen nie, of verdien hulle dit nie altyd nie. En dan? En dat ons sal verheug, dat vir ons sal lekker wees, om aan ons maat goed te doen. So ons moet plesier daar uitvind en doelbewus mekaar. Goed doen aan mekaar. Yes, maar
verheug daar om mekaar op te lig in plaas van mekaar af te lig. Ja, en mekaar nie te wil terugkry. Dat die ander iets se foute nie. Net so. Ja. Okay. Kom ons kyk daar by Psalm 103 vanaf vers 8. Wat 'n wonderlike psalm is dit nie. Barmhartig, hierdie gaan oor wie God is as 'n verbondsgod. Yes. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goeie tierenheid. Hy sal nie vir altyd twis en nie vir ewig die toorn behou nie. Hy handel met my nie na my sondes en vergeld my nie na my ongeregtighede nie. Want so hoog as die hemel is oor die aarde, so geweldig is sy goeie tierenheid oor my wat hom vrees. So ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy my oortredinge van my. Soos 'n vader ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor my wat hom vrees. Wat 'n wonderlike gedeelte, jy weet. Vers 10 sê hy handel nie met ons na ons sonde nie en hy vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. Wat 'n wonderlike ding dat God nie kyk na wat ons alles verkeerd doen en daarvolgens met ons handel nie. God handel met ons volgens die verbond wat hy ons, dit wat hy vir ons gesê het. En dit is van die begin af, God wil 'n verbond met ons sluit om te handel volgens wat hy vir ons wil gee. Maar kom ons kyk gou, as ons toetree tot hierdie verbond, sal ons saam met Christus ook wees. Jy weet, die groot ding is, God wil hê ons moet dit wat hy aan ons kom tentoonstel, moet ons aan mekaar tentoonstel. Jy weet, ons het elkeen ons eie skepingsdoel, en die wat al lank genoeg my ken, weet dat ons skepingsdoel in Romeine 8 vers 29 is, dat ons gelykvormig moet word aan God se beeld, aan Jesus se beeld. En die verbond is, dat ons moet begin handel, soos wat God, soos wat Jesus vir ons kom wys het, hoe ons moet toetree, en moet optree teenoor mekaar. In ander woorde, al is daar nie meer verdere voordeel vir ons nie, dat ons sal wees soos wat God ons wil hê. Kom ons kyk bietjie daar in die Nuwe Testament, in Hebreërs 8 vanaf vers 10. Want dit is die verbond wat ek na die toe sal sluit met die huis van die dan Petrus sê die Here. Ek sal my wette in julle verstand gee, dit op julle hart skrywe. En ek sal vir julle God wees, en julle sal vir my volk wees. En julle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê, ken die Here nie, want almal sal my ken, klein en groot, onder julle. Want ek sal barmhartig wees oor julle ongeregtighede, en aan julle sondes en julle oortredinge nooit meer dink. Sure. En die verbond sal wees, daar in vers 11 waar hy sê, hy sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie. Ken die Here, want almal sal my ken. En hoe sal die mense God leer ken? God sal hulle leer ken in ons verbond met hom. Met ander woorde, ons sal die voorbeeld wees wat ander mense weer trek na God. Jy weet, as ons mekaar oplig en mekaar, sal daardie oplig mense na die Here. Ons het 'n mooi liedjie wat sê, daar waar ons die Here se naam oplig, sal hy die mense nader trek. En dit is wat met die verbond gaan, is dat as ons mekaar oplig, as ons maatjie oplig en verhewe, dan is daar 'n beeld wat uitgestraal word aan ons kinders, en van daar af verder in ons omgewing en in ons samelewing. En dit is awesome dat hy gesê het, dat hy sy in ons harte kom skryf hy hierdie nuwe verbond. En hy gee vir ons hierdie verbond. Jy sien, God sy oë deurwandel die aarde
en hy soek die wat sy hart op hom gerig is, sodat hy daai harte kan inkleer en oprig. En as daardie harte opgerig is, sal daardie harte weer ander mense na God toe trek. Maar kom ons kyk, wat is 'n verbond? Kom ons leer dit vir ons kinders ook. Ja. Okay. Dit is belangrik dat ons kinders dit by ons sal leer. Want Yes. ons is die mense wat dit moet oordra aan die Ja. volgende geslag toe. Ja. Sodat die volgende geslag weer daarmee kan hardloop. So die verbond is iets wat ons kinders ook moet leer. Ja, jy sien, ons het die voorbeeld by ons ouers gehad, wat nie altyd noodwendig die kennis gehad het wat ons het. En ons het in ons eie probeer om ons huwelik reg te maak. Maar ons het nou die geleentheid om te verstaan waaroor die verbond gaan. Dit wat God van ons verwag, dit